Maar daar so vroeg hierdie wedstryd, Afrikaans Hoorseuns wat daar so met die verdediging voor 'n dag moet kom en Waterkloof wat hierso geleentheid sal wil kry om te kyk of hulle met hierdie wedstryd hierso hierdie manne hulle man sal kan staan. Op die skerm die span daar in blou speel van links na regs. Dit is wat Waterkloof Hoërskool mooi ingedra daar die een van die voorspelers. Baie moeilike wedstryd om natuurlik uit te saai. Is hierdie spanne wat sonder nommer speel, maar dit is ou tradisies wat hierso nog steeds gehandhaaf word. Skop wat verveld daar was, ingewag daar so 'n man wat daar sy bene onder hom uitgehardloop word, opspoed. Onmiddellik die mediese personeellede wat daar nader gestorm kom om te kyk, daar is 'n man wat seer gekry het. Beide die spelers lê daar op die grond en die skeieregter daar natuurlik die sien daar die skerm daar op die bors. Man wat daar van KwaZulu-Natal afkomstig is wat vir ons hierdie wedstryd vanoggend gaan hanteer. Maar nou eers aandag daar so twee spelers wat hard met mekaar kontak gemaak het. Hoërskop wat Afrikaans Hoorseuns daar so in die lug gestuur het en beide daai spelers wat daar mekaar vasgehardloop het. Span daar so in die groen. Dit is Afrikaans Hoorseuns, die trui wat al oor 'n paar jare hierso in Pretoria bekend is. En dan daar so sien jy daar op die paviljoen die skool daar so met die blou en die geel, baie kenmerkende kleurbaadjie wat hierdie kloofies dra. Dit is dan hulle toeskouers wat nou daar so stelling inneem op die paviljoen. Maar nou eers 'n baie slegte val gewees daar so deur een van die spelers toe hy opgaan. Speler van Afrikaans Hoorseuns wat dan daar so ook 'n geel kaart gewys word vir 'n onverskillige duikslag of 'n onverskillige stukkie spel wat daar geopenbaar is en die Waterkloof seun wat dan daar so sleg op sy nek geval het. Maar terwyl ons bietjie tyd het, ons kyk daar aan die kant van Afrikaans Hoorseuns, span wat daar so in die voorry gaan sak, Leroux Fraser, Neil de Kok, Gerrit de Plooy, dit is die 1, 2 en 3 van Afrikaans Hoorseuns. En dan aan die kant van Waterkloof in die voorry, Devan Sleebusch, Fian Engelbreg en Gas Arnoldus. Dit is die 3 manne, die 6 manne wat mekaar daar in die voor in die skram gaan opdreën. Maar nou eers daar so span daar van Waterkloof net besig om net so 'n bietjie asem te skep. Nooit lekker om 'n besering so vroeg in 'n wedstryd te hê nie, of inteendeel, nooit lekker om 'n besering te hê nie. Maar nou eers die man wat daar so, hy gaan daar in die sinbin sit soos hulle in Engels sê, daar in die stoute stoel vir 'n onverskillige duikslag wat hy daar uitgevoer het. Die weersomstandighede vandag hier by Afrikaans Hoorseuns is lekker sonnig met so 'n koel windjie wat hierso oor die veld waai van links na regs op die skerm. Die spinale bord wat daar so lyk my daar deur een van die afrigters gedra word. Gelukkig daar was 2 manne wat daar bly lê het. Net die een speler wat so 'n bietjie seer gekry het wat nou deur die mediese personeel van die veld gaan afgeneem word. En dan sal ons kan voortgaan met hierdie wedstryd. Ja, hoor hier in die agtergrond die skare wat vir die speler 'n hande klap gee. Elke speler wat op hierdie veld draf reg oor Suid-Afrika verteenwoordig natuurlik hulle skole met trots. Sal graag wil sien dat hulle skole goed doen en ek dink die belangrikste van alles om die spel rugby te kan geniet. Skare wat so stadig maar seker besig is om weer 'n keer hierso op die A-veld van Afrikaans Hoorseuns te begin saamdrom natuurlik vanmiddag om 2 uur. Die eerste spanne wat mekaar die stryd gaan aansê in die King Prize Derby reeks. En dan daar so die losskakel van Waterkloof Hoërskool, Aiden Smit, wat daar so na die kantlyn toe gaan korrel. Verplaas spel tot so 2 meter binne in die kwartgebied van Afrikaans Hoorseuns. Aiden Smit natuurlik 'n man wat ook SA kampioen is met die spiesgooi, wat 'n diens doen hier op losskakel vir Waterkloof Hoërskool. Aan die agterkant mooi gerang daar deur die Waterkloof manne. Man wat vinnig grond toe geneem is daar.
Skramskakel, die van by die werf wat die bal kry, speel dan na die agterlyn toe. Man wat so talm, dan gaan die bal grond toe. En Janko Jacobs, eerste geleentheid wat hy kry daar, ongelukkig net die oog van die bal afgeneem. En die aanslaan wat plaasvind net buite die kwartgebied van die span van Affies. Onder 15 seuns, lekker die testosteron wat begin inskop. En ek sal graag wil sien wat hierdie manne gaan maak hier so vanoggend. Sien daar Einhard Groenewald, skramskakel van Afrikaans Hoër Seuns wat hierdie bal gaan voer. Reeds genoem hierdie seuns wat mekaar daar in die voorry gaan aanvat. Gooi hom daar so om 'n hoek daar onder die voete van Afrikaans Hoër Seuns in. Teruggeneem binne in die 22 meter gebied, kan ongelukkig nie direk uitskop nie. En dit is voordeel Waterkloof. Rugby reels, enige iets wat binne in die 22 meter gebied ingeneem is, deur 'n span kan nie direk uitgeskop word nie, en dit is presies wat hier gebeur. Maar nou eers Fian Engelbreg met die bal in hand, hakker van Waterkloof Hoërskool. Bal wat so 'n bietjie los spat, arm van skeiedsregter wat uitgaan vir 'n aanslaan deur een van die Afrikaans Hoër Seuns, dan die aangee wat nie suiwer en sekuur is by Waterkloof nie. En die skeiedsregter wat hulle gaan terugbring vir die eerste oortreding in die lyn staan. Soos daar op die skerm kan jy sien die skade wees wat lekker onder die manne ingooi, die sonnetjie wat skyn, wyntjie wat so liggies in die rug van Waterkloof Hoërskool se span blaas. Dan weer 'n keer skeiedsregter wat nie tevrede is met hoe hierdie skram gevorm is nie. Sê vir die manne, nee manne, is my belangrik, ons wil nie graag beserings in hierdie wedstryd hê in die skrams nie. As ons hier gaan kyk, man vir man, Afrikaans Hoër Seuns wat dalk so 'n paar kilogram het op die pak in blou. Skeiedsregter wat 'n bietjie meer tevrede is. Skram bal agteruit vir die span van Waterkloof, manne wat so agter die rug verbykom. Maar dit lyk vir my daarso Bernard van Wyk, hy kry die speler in die bal gelyktydig, verloor die bal. Afrikaans Hoër Seuns nou in besit. Geleentheid vir Afrikaans Hoër Seuns om te kyk met 'n aanval van hulle eie. Spelers oor aan die buitekant, kom daar verby 'n eerste verdediger. En dan die bal wat daar oor die kantlyn gaan. En die vlag wat opskiet. Daar reg voor die hoofpaviljoen wat hierdie lyn staan gaan plaasvind. Man daar met die bal in hand, dit is Engelbreg. Daai rooi hare wat uitstaan hier so op 'n rugbyveld, maklik om 'n man te kan volg. Nou eers die skeiedsregter wat net seker maak die middelpunt van die lyn staan word eerbiedig. So Fop spring daar aan die voorkant en gooi hulle in die agterkant. Riekers van Rensburg, kaptein van Waterkloof wat daar die bal bemeester. Dan Smit sit die bal daar op die voet, sien spasie. As hierdie bal gaan rol, bal wat toegelaat word en dan Afrikaans Hoër Seuns sy regtervleuel daar, Regard Kroon wat net sy oë van die bal afneem. Vinnige spel deur Waterkloof en dan is dit Waterkloof Hoërskool wat oorgaan vir die eerste 3 van hierdie wedstryd. Goeie werk daar deur, lyk vir my daar Leander Smit. Bietjie moeilik so, Vian Joubert, verskoning. Bietjie moeilik so sonder die nommers op die rug. Maar 'n baie goeie flink gedink daar deur die kloofies. Bal wat oor die kantlyn rol, keuse wat gegee word, skram of lyn staan, vinnige lyn staan wat geneem word. En die span van Afrikaans Hoër Seuns wat met hulle broeke op die knie gevang word. Eerste punt op die bord, 5-0 vir kloofies. Aiden Smit wat nou gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg.
Goeie 10 en 'n half minute alreeds verstreke, lang besering gehad hier so vroeg in die wedstryd. Nog nie baie spel gehad nie, maar die Klofies wat hulle geleentheid gebruik en gaan voorloop. Smit met die regtervoet, wat maak hy met hierdie ene? Goed getref, ongelukkig daar teen die regter regoppaal vas. Die telling wat gaan bly staan op 5 punte teenoor 0. Afrikaans Hoorseuns wat nou baie vinnig sal wil terugslaan. Baie hoë, goeie hangskop deur 'n Afrikaans Hoorseuns bal wat daar aangeslaan word van die vingerpunt af deur een van die Affiseuns. En dan 'n geleentheid hierso vir Waterkloof wat weer 'n keer sal kan insit by die volgende vaste skram. Nou weer 'n man wat daar so 'n bietjie hulp nodig het van een van die pynpolisie personeel. Lyk my daar so met die afkom dalk net so bietjie skeef getrap daar op 'n enkel. Reservebank daar van Waterkloof Hoërskool. Manne wat hulle beurt geduldig afwag om hulle merk te kom maak in hierdie King Prize derby wedstryd. Natuurlik, as jy nog nie die SuperSport Schools app afgelaai het nie, nog nie die nuutste weergawe gekry het nie, gaan maak gerus so, raak deel van die aksie. Natuurlik kanaal 216, waar ons die geleentheid het om die sterre van môre alreeds in aksie te kan sien. Groot voorreg wat hierdie seuns het, om op 'n baie openbare platform hulle staal te toon. Skare wat so stadig maar seker besig is om 'n stelling in te neem. Teruggespeel daar weer 'n keer. Smit, hy skop hom ver veld af. Mooi in die hande gekry daar deur die regtervleuel van Affies, Richard Kroon. Maar die skeieregter wat eers sê die manne daar in 'n onkant posisie. Keuse wat gegee word. Skram waar die manne onkant was. Strafskop waar die manne onkant was, skram waar hulle geskop het. En dan Afrikaans Hoorseuns wat gaan vir die hoekvlag korrel. Lyk vir my daar Roan van der Merwe, die man wat die skopwerk daar behartig vir Affies. Afrikaans Hoorseuns, 5 manne wat hulle daar so in die skram in lyn staan instuur. Nou is daar so 'n dryfmaal beweging wat aan die gang gesit word. Skeieregter tevrede, die manne op die grond geen invloed nie, nog steeds. Afrikaans Hoorseuns, goeie dryfmaal beweging, hulle is so 6 meter uit, maar dan is dit lyk vir my Waterkloof wat daai bal daar afgeneem het in die losgemaal. Grond toe manne wat daar so eers die bal bietjie vertraag, voordeel vir Waterkloof. En dan die skeieregter wat sy fluitjie daar blaas. Maar goeie werk deur die voorspelers van Waterkloof om daai bal te ontwrig. En Afrikaans Hoorseuns, hulle gaan nie baie tevrede wees nie. Maar nou eers een van daai spelers van Waterkloof, hy lê daar op die naad van sy rug. Hard wat hy moes werk daar om daai gevaarlike dryfmaal beweging van Afrikaans Hoor te stuit. Daar so iets wat nie by Afrikaans Hoorseuns gekry word nie. Die fyner geslag dogters daar van Waterkloof Hoërskool wat hulle seuns kom ondersteun hierso. Reinou van der Merwe, afrigters daar by Afrikaans Hoorseuns daar in beeld. Hy gaan nie baie tevrede wees met daai dryfmaal beweging van sy voorspelers nie.
Nou eers weer aandag by die lyn staan. Reg voor die hoofpaviljoen daar, so jy sien die middellyn daar aan die regterkant, bal wat teruggeklap word. Smit, hy kry die bal daar in hand, goed ingeneem daar deur Janko Jacobs, binne senter van Waterkloof. Teruggespeel, man wat so 'n bietjie gly daar is Smit, kom daar weg van die eerste verdediger af. Ondersteunende spelers van Waterkloof, hulle is vinnig daar, maar die arm van die skeieregter wat weer 'n keer uitgaan, voordeel vir Waterkloof. Hard ingeneem daar so deur Dewan Sleebush, vorder so goeie 5 meter met die bal. Dan klein steekskoppie, die bal wat toegelaat word om te hop. Maar 'n skeieregter wat sê daar's nie genoegsame voordeel nie. Lyk vir my daar spelers wat dalk net so klein bietjie voor die skoppie was. En 'n keer terug daar verduidelik spelers van Afrikaans Hoorseuns van die kant af in. En Kloofies wat weer 'n keer geleentheid gaan kry om die kantlyn op te soek. Lyn staan op die 10 meter stippellyn van Afrikaans Hoorseuns. Waterkloof, hulle gee so fopspring, dan gooi hulle tog daar vir Van Rensburg bo van die toppies af. Terug agterlyn beweging, weer 'n keer die bal wat nie raak gevat word nie. Jacobs gaan hulle die bal op die voet sit, een van die taktiese spel tans deur Waterkloof. En dan die skeieregter wat weer 'n keer een van die Waterkloof seuns straf voor die skopper. Paar keer deur die loop van hierdie wedstryd die geval gehad waar spelers voor die speler is wat skop. En Afrikaans Hoorseuns met so 7 minute se spel wat oorbly hier in die eerste helfte, wat bitter graag hulle naam op die tellbord sal wil kry. Tot dusver die foute aan beide hierdie spanne was volop en gereeld gewees. Hakker van Afrikaans Hoorseuns, Neil de Kok, wat hierdie bal gaan insit. Onmiddellik die bal wat die speler wat grond toe gebring word. In Engels praat hulle van sacking. Toelaatbaar natuurlik as die speler se momentum gebruik word om die speler op die grond te kry, kort vinnige aangee deur Afrikaans Hoorseuns, arm wat uitgaan vir voordeel vir Affies. Speler wat daar oor die loskram duik, speel die skramskakel en dan is dit Afrikaans Hoorseuns. Presies wat hulle wou gehad het. En dit lyk vir my daar een van die lang manne daar by Afrikaans Hoorseuns wat daai bal daar so ontvang het. Niemand voor hom nie, lekker laag duik hy oor. En ek moet my verstout om te sê, ek dink Aiden Vermeulen of Duan ter Blanche, een van daai twee manne. Die is daar natuurlik moeilik. Spelers wat die kopbande dra, sien noodwendig meer die slotte wat daar so met hulle koppe daar so in die skrams gaan nie. Die pleister wat daar om die ore gedraai word om die ore te beskerm. Enigiets om daai blomkool oor vir die ou dag te probeer uitrek. Nou eers Roan van der Merwe met die regtervoet. Kom vorentoe, dit lyk goed. En hy's tussen die mikke deur. Afrikaans Hoorseuns wat voorloop, 7 punte teenoor 5. Met so 5 minute se speeltyd oor in hierdie eerste helfte. Afrigters wat daar so by die spelers praat, sê goeie exit. Wil graag so gou as moontlik hier uit hulle eie halfgebied uit weer 'n keer terugkom in die halfgebied van Waterkloof. En dan bal wat net so voor die vingerpunte van die Afrikaans Hoorseuns speler val.
En die geleentheid vir Waterkloof om te kyk of hulle hierso kan terugslaan. Direk vanaf die afskop. Natuurlik al hierdie aksie na toe gebring met die komplimente van SuperSport Schools. Sport wat na toe gebring word, waaroor die meeste omgeer hier op SuperSport Schools app, kanaal 216. En waar jy werklik kan kom kyk na die toekomstige Olimpiese spele atlete, wêreldbekerwenners, en dit gaan alles hier wees op SuperSport Schools. Nou eers weer 'n keer skram, baie goeie aanvallende posisie vir Waterkloof. Vinnig gevoer daar, onderdruk Waterkloof, vinnig uit, agterspelers, weer 'n keer daar agter die rug verby. Daar spasie aan die buitekant vir Waterkloof, is daar genoeg spoed. Kom daar verby 1, kom daar verby 2, goeie hande deur die spelers van Waterkloof om baie bal lewendig te hou. En ek dink hierso is 'n man in die moeilikheid. Speler van Afrikaans Hoërseens wat daai bal afklap. En ek is nie heeltemal seker of die skeieregter daai ene reg het nie. Natuurlik as jy deel is van die loskram mag jy nie die bal uit die skramskakel se hande uitklap nie. Maar nietemin gedane sake het geen keer nie. Eerste reaksie daar hier die kommentaarhokkie was dat dit 'n strafskop sou wees vir Waterkloof. Man wat daar gelukkig is om daarmee weg te kom. En met so bietjie meer as 2 minute se speeltyd oor Waterkloof op die verdediging. Middelveld Afrikaans Hoërseens wyd uitgeslinger hier na die buitekant. Hierso 'n spasie vir Afrikaans Hoërseens. Man wat lekker het hier die kantlyn afkom. En dan die kantlyn wat wen. Maar baie gebied. Voordeel wat gemaak is deur die span van Afrikaans Hoërseens. Man wat hom daar so ingejaag het van agteraf. Janko Jacobs binne senter van Waterkloof. Maar die linkervleuel hier van Afrikaans Hoërseens, Renier Potgieter met 'n pragtloopie, spasie wat geskep is. Kon dalk die bal daar op die voet gesit het vir nog meer spasie. Waterkloof, spelers wat daar in die middelveld, Sleebush, hard ingeneem daar op 'n Laurens Grobler van Afrikaans Hoërseens. Dan is daar 'n spel deur die span van Waterkloof wat gestraf gaan word. Skeieregter wat daar verduidelik. Bal wat daar met die hand teruggespeel is in die loskram. Moet op jou voete wees. En Afrikaans Hoërseens, hulle stel nie belang in die 3 punte nie. Hulle wil kyk of hulle nog 5, moontlike nog 7 kan opsit. Hulle glo in hierdie dryfmaalbeweging van hulle hier by Afrikaans Hoërseens. Roan van der Merwe daar in die losskakelposisie vir Affies. Maak geen fout nie. 12 meter vanaf die doellyn van Waterkloof. Gooi daar aan die agterkant, mooi gerank daardeur Aiden Vermeulen. Dan is die voorspelers van Afrikaans Hoërseens wat nou daar kop insteek. Maak so 2 meter, 3 meter, dan begin hulle momentum daar kry. Gaan dan grond toe, was dit binne die reëls, skeieregter se arm wat uitgaan vir 'n strafskop. Voordeel vir Afrikaans Hoërseens. En die strafskop wat gaan toegeken word. Tereg so, spelers van Affies wat daar 'n goeie dryfmaalbeweging was. Waterkloof wat daar so onder die bene ingaan. Die dryfmaal ontoelaatbaar grond toe vat. En nou is dit besluitnemingstyd. Reinhard Groenewald gaan hulle tik in speel. Ja, hulle maak inderdaad so. Hard ingeneem met daai groot voorspelers van Affies. Na die buitekant toe, nog steeds Afrikaans Hoërseens. Hy's oor die doellyn, kry die bal op die grond. Skeieregter wat daar verduidelik, bal is drie lig is. Nou eers daar, lyk my 'n man wat daar beseer is, of bloei. Lyk vir my soos Gas Arnold, vaskopstit van Waterkloof, wat eers die bloed daar van sy gesig moet afvee. Rugby is beslis nie vir sissies nie.
Speeltyd op die skerm, die is verstreke. Die horlosie hierso wat langs die veld afloop, hy sê daar's nog 1 minuut en 10 sekondes oor. Maar nou eers 'n skram wat weer 'n keer gaan vorm. Afrikaans hoor seuns wat daar oor die doellyn was van Waterkloof, maar die bal wat opgehou is en 'n skram wat toegeken word vir Affies. Gerrit de Plooy daar nie, vaskop vir Affies. Loskop dit Leroux Fraser, lekker stewige voor hy manne. Hulle sal graag wil voorvoetbal bewerkstellig in hierdie skram. Groenewald, vinnige bal wat daar gevoer word, 8ste man wat optel. Kom daar, raak ontslaaf van die eerste man, Dylan Badenhorst. Goed ingeneem daar deur die 8ste man van Affies. Spasie aan die buitekant, lang oorslaan aangee. En dan is daar genoeg spasie nie vir Affies vandag nie. Bal wat daar so Groenewald, bal wat afgeneem word. En dan die bal wat daar so vorentoe geneem word deur die span van Waterkloof. Aan die buitekant nog steeds Waterkloof voorvoetbal. Hard werk hulle om te kyk of hulle hierdie bal kan lewendig hou. Sirene wat enige oomblik behoort te gaan. Skare wat lekker saamgesels, teruggeneem. Smit. Hy gaan nie uitskop nie, nuwe geleentheid. Afrikaans hoor seuns, daar's die einde van die wedstryd, die Sirene het gelei. Gaan hulle kan kapitaliseer op die nie uitskop nie, skare wat saamgesels. Groenewald, hy gee daarso vir sy voorspelers daar aan sy buitekant. En dan goeie omkeer besit daar, bewerkstellig deur van Rensburg. En dan Smit, hy gaan die bal net oor die kantlyn tik. Die halftydtelling, dit sal lees 7 punte vir Affies, 5 punte vir Klofies. Dames en here, moenie te ver gaan nie. Oor 'n paar minute is ons weer terug met hierdie opwindende wedstryd hierso in die King Prize reeks tussen die spanne van Afrikaans hoor seuns en Waterkloof. Wedstryd tussen die onder 15 spanne van die Hoërskool Waterkloof en Afrikaans hoor seuns, waar daar ons besig is om 'n opwindende wedstryd te kan aanskou tussen hierdie onder 15 manne, die telling tans 7-5 in die guns van Affies. Geleenthede wat daar was wat nie benut is nie aan beide kante van hierdie spanne, maar afrigters wat lekker hard praat daar in die kringetjie, en dit sal interessant wees wat daar so gesê word en hoe hierdie manne dan gaan terugkom in hierdie tweede helfte. Natuurlik Afrikaans hoor seuns, dit is die tuiskool hier waar ons hier in die skaduwee van Loftus Versveld kyk na hierdie wedstryd en in die span daar in die blou. Manne wat nou hierso gaan wil kyk of hulle hierso nog punte op die bord kan kry. Hulle loop agter met 2 punte, 7-5. En ek moet sê, hierdie manne wat hulle harte uitspeel vir beide van hierdie skole van hulle.
wat nie 'n tree terug staan nie, en dit sal interessant wees en opwindend wees om te sien wat hulle in hierdie tweede helfte vir ons opdis. Natuurlik hierdie wedstryde gebring met hierdie komplemente van SuperSport Schools. Jy kan werklik gaan kyk, daar's 'n weeklikse pot gooi elke Sondag om 6uur op kanaal 2 en 6 en jy kan deel wees om daarvan trots geniet te bring deur Spur. Gaan kyk ook natuurlik die hokkie op kanaal 2 en 6 woensdaande om 7 en hierdie keer die afskop waar daar die fout wat begaan word deur Waterkloof. Dis nie die begin wat hulle sou wou gehad het nie. Afrikaans Hoorseuns hard opgeneem daar deur die voorspelers van Affies in die middelveld. Seuns wat daar so elke keer as hulle die bal dra, so goeie 1-2 meter dra. En die spelers van Waterkloof, hulle keer vir al wat hulle werd is. Spasie oor in die buitekant, gaan hulle die man kan weghou. Nie hierdie keer nie. En Afrikaans Hoorseuns wat hierdie wedstryd begin in die eerste 40 sekondes met 'n 5-punter van hulle eie. En alles het begin met die afskop, fout wat begaan is deur die linkervleuel van Waterkloof en 'n Affies wat daarop kapitaliseer. Sien daar aan skerm, Food Lovers Market, een van die trotse borge van hierdie King Prize Derby reeks wat ons aanskou. Natuurlik van die top rugby in elke provinsie met trots na toe gebring deur SuperSport Schools. Geen nou geleentheid daarso vir Van der Merwe met die regtervoet. Wat maak hy met hierdie ene? Lynregters, hulle vlaas skiet omhoog en die telling wat opskuif na 14 punte teenoor 5. Waterkloof, hulle sal wel terugkom in hierdie wedstryd. Nie die begin wat hulle sou wou gehad het nie. Maar Afrikaans hoor, hulle glimlag breed. Baie foute gemaak daar in die eerste helfte. Hierdie keer die begin wat hulle wou gehad het, diep afgeskop deur Waterkloof. Bal wat daar teruggestuur word met Rente, die bal wat toegelaat gaan word om te hop. Dit doen 'n mens nooit nie. 'n Rugbybal is nie rond nie. Dit beteken net een ding, dis moeilikheid. En dis presies wat Waterkloof hierso kry. Goeie geleentheid aan die buitekant, goeie oorslaan aangee. Onmiddellik die skeieregter se arm wat weer 'n keer daar verduidelik voordeel vir Affies, die druk wat nou op Waterkloof gesit word. Groenewald vinnig daar so hoofpaviljoen kant toe. Vinnige hande, spasie aan die buitekant. En ek dink hierso is 'n man in die moeilikheid. Ja, strafskop wat toegeken word. Fian Engelbreg, hakker daarvan Waterkloof, hy gaan gestraf word. Dalk so iets wat gelukkig om nie dalk 'n kaart saam mee te kry nie, maar natuurlik hierdie is skole rugby. En met daai strafskop, die bal wat uitgeskop word binne in die kwartgebied van Waterkloof. En Waterkloof wat nou hulle keer sal moet ken, die dryfmaalbewegings van Affies tot dusver baie goed gewees. Fop spring daar aan die agterkant, word voorgegooi. Dan gaan hulle grond toe, bal wat teruggeplaas word vir Groenewald. Kyk daarso, probeer die man uit sy pad uitkry. Weer 'n keer daar, goed ingeneem deur Afrikaans Hoorseuns. Tas so amper daai bal wat verloor word, dan word die bal afgeneem deur Smit. Nog steeds Smit, hy kom daar verby 1, kom verby 2. Ondersteunende spel deur Waterkloof. Baie goed, spasie aan die buitekant hierdie keer. Teruggeduik daar aan die duikslag. Waterkloof se voorspelers wat wag. Van Rensburg, hy is so 'n bietjie geïsoleer. Skeieregter wat sake fyn dophou. En dan blaas hy op sy fluitjie. En presies dit wat ons voorspel het, man wat so vir 'n oomblik geïsoleer was. En in hierdie tipe van wedstryde kan dit nie gebeur nie. Spelers wat uitstekende afrigting ontvang van beide hierdie spanne, as jou hande op die bal het, omkeer besit. En Afrikaans Hoorseuns, hulle bly boer hier in die kwartgebied van Klofies.
Goeie, mooi gerank daar so die voorspelers van Afrikaans Hoërseens wat nou daar kop insteek. Uitstekende skermskoot hier deur die kameramanne hier van Supersport Schools. Nog steeds Waterkloof wat keer, nog steeds Afrikaans Hoërseens wat momentum begin opbou, dan gaan hulle grond toe. Was dit binne die reëls gewees? Nee, skeieregter wat daar verduidelik. Ontoelaatbaar. En 'n strafskop 5 meter vanaf die doellyn van Waterkloof. Fian Engelbreg, hy hink 'n punt terug daarso na die doellyn toe. Ek dink hy was ook die man wat hom dalk daar afgetrek het. En dan eers die skeieregter wat sy fluitjie daar blaas. Een van die reservespelers wat net daar vir 'n oomblik daar op die veld was om 'n bal te gaan haal. Skeieregter wat die spel stop. En weer 'n keer die bal wat oor die kantlyn getik word. En Afrikaans Hoërseens gaan hulle weer 'n keer met daai kenmerkende dryfmaal beweging. Bal wat nie sy springer vind nie, maar nog steeds in die hande van Afrikaans Hoërseens. Klein kantjie om. En die 3 wat toegeken word, manne wat net te vinnig is daar vir die verdedigers van Waterkloof. Man wat daar dankbaar is vir die geleentheid om daai 3 te kan druk. Sien daar, deesdae die bande wat so om die kop gedraai is, nie meer seker of dit vir die ore is en of dit vir dalk 'n snytjie of 'n steek is wat daar moet beskerm word nie. Maar ons aandag nou eers by Roan van der Merwe. Tot dusver nog nie 'n fout gemaak van die skopkegel af nie. En hy gaan sy rekord in stand hou. Dis 3 uit 3 vir Van der Merwe. En die telling wat opskuif na 21 punte teenoor 5. Nog so 18 minute se speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. Afrikaans Hoërseens 3 verdoelde 3, 21 punte op die bord. En Waterkloof, hulle het die eerste punte van die wedstryd aangeteken. Hulle is op 5. Natuurlik Waterkloof, hulle sal nou baie vinnig wil punte aanteken. Hulle wil in hierdie wedstryd, in hierdie kragmeting bly. Man wat net so vir 'n oomblik daar so kyk, waar so sy voorspelers, dit is Groenewald. Terug is daai bal teruggeneem binne die 22 meter gebied in. Hardloop geleentheid vir Afrikaans Hoërseens. Maar die bal wat verloor word en 'n baie goeie aanvallende posisie vir Waterkloof. Sal nou wil sien Aiden Smit, Janko Jacobs, Bernard van Wyk. Dis die losskakel in die binnesenters en die buitesenter daar van Waterkloof. Hulle direkte opponente, Roan van der Merwe, Lourens Grobler en Heinrich Becker. Interessante posisie wat die agterspelers van Waterkloof hier inneem. 4 manne is baie naby aan die skram. Kyk of hulle 'n paar geleenthede of paar manne in gate kan instuur. Maar eers ons aandag by die vaste skram. Skeieregter man daar wat daar uit 'n Natalse wêreld uitkom. Uitruil skema hierso tussen die provinsies. Sien hier so die stitte wat mekaar se arms ook bietjie klap. Elkeen wil die beste vashou plek kry wat hy moontlik kan. En dan Waterkloof wat 'n vryskop toegeken word. Affies wat te vinnig daarso in die skramposisie ingaan. Word daar om sy enkels beet gekry. Waterkloof, hulle is in die 22 meter gebied gewees. Dan word daar 'n man daarso uit sy sokkies uitgeduik. Maar hy kry nietemin die skop weg. Uitstekende skop. En dit lyk vir my daarso, dit was Groenewald. Toe hy daai bal daarso van die voet af laat gaan. Man van Kloofies wat hom daar so in die midrif raak duik. En dit is wat jy verwag in hierdie tipe van wedstryde. Manne wat geen genade gee of geen genade vra nie.
4-manlyn staan deur Waterkloof geroep. Voor, agter, weer 'n keer hier aan die voorkant, goeie werk. Goed gerank, dan kom hy daarso. Steekskoppie wat daarso. Was maar 'n man wat daarso. Ongelukkig vir die man van Affies. Bal wat daarso van die voet af gespeel word deur een van die Affie manne. Man in 'n onkant posisie. En Smit kan weer 'n keer die kantlyn opsoek. Hayden Smit, hy speel daar in die 10 try vir Waterkloof. Geleenthede vir hardloop was dat tot dusver maar min gewees vir hom. Die manne van Afrikaans hoor seuns wat die spasie blitsvinnig toemaak. Maar nou eers weer geleentheid. Lynstane hierso. Generaal daar in die middel, die man met die kopskerm Smit, maar hulle gooi voor, was dit skeef? Ja. Maar natuurlik nuwe reël wat sê as die opponente nie kompeteer nie, kan hy so ietsie skeef wees en dit is dan presies wat hier gebeur. Man van Affies wat daar aan die kant omkom. Kry die speler van Waterkloof daar om die ribbes beet. Dan is dit Waterkloof wat sê route 1. Kom ons kyk of ons die manne kan vasvat hier in die voorkant. Teruggespeel, vinnige bal hierso vir Waterkloofs einste Smit. Hy is gevaarlik met bal in hand, nog steeds Smit. Maak so goeie 5-6 meter. Dan beklei hulle vir daai bal daar op die grond. Teruggeduik daar so dubbele duikslag deur die verdedigers van Afrikaans hoor seuns. Sleebush. Goeie werk daar so om daai bal weg te kry daar so met die een hand. Waterkloof, hulle speel agtertoe. Verdediger van Afrikaans hoor seuns wat baie goed werk in sinkronisasie. En dan weer 'n keer Smit, maar dan die skeieregter wat daar so verduidelik, man wat daar sonder die bal gespeel is. En ek dink 'n skeieregter wat nou eers die kaptein daar van Afrikaans hoor seuns nader gaan roep. Net so 'n bietjie daar vir hom verduidelik. Dis 'n paar strafskoppe wat nou in 'n ry was. Maar komplimente aan die verdediging van Afrikaans hoor seuns. Stelselmatig die manne van Waterkloof teruggeduik in die duikslaa. En Waterkloof, hulle probeer die bal in hand hou. Kyk of hulle die gate kan vind. Kyk Jytraat wat nou daar gehou word deur die kloofies. Afrigtingspan daarso van Waterkloof. Brendan Coetzee, daar die hoofafrigter daar in die middel met die hoed op. Maar nou eers lyk dit vir my daar so is 'n man van Afrikaans hoor seuns wat daar so in een van hierdie duikslaa beseer is. Noodhulppersoneel wat net daar so nader staan. Oorloosie sê daar's nog so 12 minute se speeltyd wat oorbly. Afrikaans hoor seuns, hulle loop voor 21 punte teenoor 5. Sien daar 'n skerm, lekker groot man daar van Afrikaans hoor seuns. Hy het sy hart uitgespeel tot dusver. Baie goeie werk daar gedoen. Voor hy van Afrikaans hoor seuns, Leroux, Fraser, Neil de Kok, Gerard de Plooy. Dan natuurlik die slotpaar Duan Terblanche, Aiden Vermeulen. Lekker harde manne daar aan die voorkant. Hulle ewe knie daar van Waterkloof natuurlik, Sleebush, Engelbreg, Arnold. En dan op slotte daar Jacobs en van Rensburg. Maar nou eers Aiden Smit, hy gaan kyk hoe naby aan die hoekvlag hy hierdie bal kan uitskop. Hy verplaas spel tot so 12 meter vanaf die doellyn van Affies. En punte op hierdie stadium van die wedstryd broodnodig vir die span in blou. Kom daar na die vorentoe, goed gerank. Dan gaan hy dadelik grond toe. Sogenaamde sacking. Bal wat teruggeneem is. Maar die speler wat sy hande daar op die bal gekry het. En 'n strafskop wat toegeken word vir Affies. Goeie werk daar op die grond. Toe die man grond toe gaan, onmiddellik sy hand op die bal gesit. Die speler en al met die bal opgetel.
Skeiedsregter verduidelik, meneer, hulle wil nie los nie. Skare wat sê, kom ons speel vinniger. Hulle soek nog 3. Vorentoe, agtertoe, dan gooi hulle daar aan die agterkant. Goeie werk. Deur Afrikaans Hoërseens oor die hande van die Kloofie verdediger. Fout wat begaan word deur Afrikaans Hoërseens. En Waterkloof wat bly boer hier in die halfgebied van Affies. Geleentheid links en regs vir Waterkloof. Regtervleuel van Waterkloof. Min bal gesien. Meerendeels die bal wat hierso tussen die voorspelers gehou is. Man daar in die agtery vir Waterkloof, Luan Bresler. Gaan hy daar na die hoofpaviljoen kant toe speel. Manne wat hulle voetposisies net daar probeer regkry hier op die gras van Afrikaans Hoërseens. Bal wat daar so uitspat. Goeie werk om daai bal terug te beredder vir Waterkloof. Arm wat uitgaan, ek dink daar so klein bietjie onkantspel gewees daar deur die Affies verdedigers. Voorvoetbal vir Waterkloof, raak ontslaan, sla daar van 'n eerste Affie verdediger. En dan geen voordeel nie, en weer 'n keer 'n strafskop vir Waterkloof. Waterkloof menigmal in die kwartgebied van Affies, kon ongelukkig nog nie weer afrond nie. En moet sê, die verdediging van Afrikaans Hoërseens tot dusver uitstekend. Horlosie wat stadig maar seker besig is om uit te loop vir Waterkloof. Hulle loop agter 21.5 met so 8 minute se speeltyd wat oorbly. Engelbreg gooi weer 'n keer, hy vind sy kaptein daar in die middelveld. Dryf maar beweging deur die span van Waterkloof. Goeie momentum wat hulle nou besig is om te kry daar. Hulle vorder 4 meter vanaf die doellyn van Affies. Dan gaan hulle grond toe, was daai man van sy voete af. Ja, skeiedsregter wat sê, bly op jou voete. En skeiedsregter wat vir die man sê, jy het 'n keuse tussen 2 strafskoppe. Waar die man oor die bal gegaan het, of waar die manne die dryfmaalbeweging grond toe getrek het. En weer 'n keer Waterkloof wat die bal gaan uitskop, net hierso 5 meter vanaf die doellyn van Affies. Kloofies wat nou wil punte aanteken met alles wat hulle het. Kort, vinnige enig, slim stukkie spel deur Waterkloof. Kyk net wat beteken dit vir hierdie manne. Vinnige ingooi aan die voorkant. Kort binne aangee vir die speler wat in die 9 posisie was. En met niemand voor hom nie. Hardloop hy om. Plan die bal. Net so dis kan die reg op paal. Met die skop om te kom. 43 minute se speeltyd wat verstreke is. Afrikaans Hoër loop voor 21-10. En Smit, hy sal baie graag nog punte op die bord wil sit. Maar ek dink Rassie Erasmus, hy sal daai beweging met 'n valkoog dophou. Verseker ietsie wat hulle daar by die Springbokke kan gaan probeer. Smit beskou die pale. Met die regtervoet. Wat maak hy met hierdie ene? Hy stuur hom tussen die pale deur. En die telling wat opskuif na 21 punte teenoor 12. Met so 6 minute se speeltyd wat oorbly. Afrikaans Hoërseens lig hom hier so voor hulle voorspelers in die son in. Goeie werk daar deur een van die voorspelers van Affies. Van die afskop af. Goeie werk, man wat daar so grond toe gery word.
En Afrikaans Hoorseuns, hulle keer terug hierso om die voorspelers van hulle hierso in spel te bring. Man wat daar gaan vir die onderskeppoging, nie geslaag nie, en Afrikaans Hoorseuns is op die voorvoet. Lekker hard werk hierdie manne van Afrikaans Hoorseuns onder die spreekwoordelike sambreel, met spoed ingehardloop daar op die regterskouer van die Waterkloof verdediger. En nog steeds is dit voorvoetbal vir Affies. Groenewald speel een van die voorspelers daarso. Hulle vorder tot so 5 meter vanaf Waterkloof se doellyn. Verdediging van Waterkloof wat moet hou. En ek moet sê hierdie is so stadige gif. En dit is dan presies wat gebeur. Waterkloof met hulle aanhoudende voorspelers wat daar so die bal dra, verdediger van Waterkloof wat net te min is, en Affie wat oorval vir nog 5 punte, telling wat opskuif na 26 punte teenoor 12, met so 4 minute se speeltyd wat oorbly. Van der Merwe wat sy ongeskonde rekord in stand hou, nog 2 punte by, telling wat op gaan skuif na 28-12. En ek moet sê, jy hoor daar so op die veldmikrofoon, tempo, tempo, tempo. En dit is presies wat Afrikaans Hoors na die veld toe gebring het. Die tempo vanaf die grond, die skoonmaak van die bal op die grond, iets om te bewonder. Klein steekskoppie aan die voorkant, Waterkloof se spelers wat net nie by die bal kan uitkom nie. En hier kom hy weer 'n keer, bal wat gedra word deur die voorspelers van Affies. Spasie aan die buitekant, man oor. Goed daar so hande deur die verdediging gekry. Gevaar nou vir Waterkloof. Man wat daar so verbygaan, heel agter van Affies, Wilhelmboer. En dan Waterkloof wat besluit, maar weet jy wat, as julle met die bal kan hardloop, ons kan ook, man wat daar van die bal af skoon gemaak word, dan word hy daar oor die koppe gelig. En die middelveld, sien die spasie aan die oorkant, goeie skoppie as hy gaan regrol, en wat 'n pragtige skop is dit nie. Roan van der Merwe, nog nie 'n voet verkeerd gesit vandag in hierdie wedstryd nie. En weer 'n keer Waterkloof by verdediging, probeer om die spelers van Affies grond te bring, kry dit nie reg nie. Dryfmaal beweging van Afrikaans Hoorseuns, dit gaan keer kos. En ek moet sê, ek dink daar so die skeieregter wat net daar vir die lynregter moes geloer het. So 'n bietjie geluk daar aan Waterkloof se kant. Maar nou eers die bal wat daar so oor die doellyn gedryf is. Skeieregter wat daar so sê, een van die Afrikaans Hoorseuns, dink hulle gaan gestraf word. Dalk so ietsie daar vir die skeieregter gesê en hulle daai 3 nie toegeken is nie. Net so 'n bietjie die leviete voorgelees daar vir die voorspelers van Afrikaans Hoorseuns. Maar goeie dryfmaal beweging deur die manne in groen. Ek dink maar net daar die skeieregter wat net vir hulle gesê het, manne, rugby is nie sokker nie. Kry julle maniere in plek. Maar nou hierso weer 'n keer Reinhard Groenewald, skramskakel van Affies, bal in hand. Is daar nog 'n 5-punter op die tafel. Speeltyd op die amptelike oorlosie sê daar's 30 sekondes oor.
Stewige skram wat nou gever gaan word hier deur Waterkloof. Afrikaans Oorseuns, hulle sal graag 'n regter skouer wil kry, spasie skep vir hulle, gevaarlike agterlyn, kry dit dan ook reg. Maar 'n skeieregter wat hulle gaan terugroep. En 'n Dylan Badenhorst, agste man van Affies, hy is nie gelukkig nie. Hy sou graag daai bal met daai groot beweging wou optel. En dit gaan keer kos om daai man te stop. Speeltyd is verstreke, maar Afrikaans Oorseuns wat gestraf gaan word. Dis die tweede keer wat hulle voor die tyd begin skram en die skeieregter wat hulle marching orders gee, soos hulle in Engels sê. Man wat daar so dalk so bietjie gefrustreerd was met die skeieregter se beslissing. En dan die bal wat daar uitgeskop word voor die hoofpaviljoen. Hierdie behoort die laaste stukkie spel in hierdie wedstryd te wees. Telling 28 punte vir Afrikaans Oorseuns, 12 vir die Hoërskool Waterkloof. En met Fian Engelbreg, hy gaan kyk of hy sy springmer so vir ou Laas kan vind. Gooi daar aan die voorkant. En dan die aanslaan wat plaasvind. Skeieregter wat daar op sy fluitjie blaas, dalk gelukkig, strafskop wat net sowel toegeken kon geword het. Die eindtelling hierso van Afrikaans Oorseuns, 28 punte, Kloofies op 12. Dames en here, ek hoop hierdie wedstryd saam met ons geniet. Van my Miller van der Nest, tot 'n volgende keer, totsiens.